Die aanvangswoord wat ek vanoggend vir julle wil lees, is 'n gebed wat iemand geskryf het en ek wil hê daar waar julle sit, maak julle oë toe en ontvang net hierdie woorde. Here God, wat in die hoogste troon is, ons slaan ons oë op na U. Ons soek U nie bo kan die wolke nie. Ons soek U hier naby ons. Maar U is die heilige, magtige, verhewe. Daarom slaan ons oë oop. Daarom roep ons U aan uit die diepte. Uit die diepte waarin ons leef, roep ons U aan. In die diepte wag ons op U Gees wat uit die hoogste na ons kom. Ons kan nie roep as U ons nie self die woorde gee nie. Stuur U Gees uit die hoogste, dat ons kan glo, dat ons U kan lief hê, dat ons 'n woord kan vind wat U eer. In die diepte soek ons U in al die klein dingetjies, in al die ellende wat ons mense gevange hou, in al die donker ondervindings. Maar U is die lig wat van bo af skyn, die lewe wat van bo af kom, die Gees wat van bo af met ons praat. So stuur U Gees uit die hoogste, sodat ons nie net met onsself praat wanneer ons bid nie, maar met U. Dat ons nie onsself hoor wanneer ons luister nie, maar vir U. Dat ons in U leef en nie net in onsself nie. Dat U in ons kan wees en nie net bo ons nie. Nabye God, op hierdie aarde wag ons op U. Amen. Ek groet julle vanoggend genade en vrede van God, die Vader, van Jesus Christus wat opgevaar het, wat aan die regterhand van God sit, en van die Heilige Gees, wat ons harte kom vul, wat ons harte kom nuut maak, wat Christus en God se liefde binne in ons harte kom plaas, en ons oë oopmaak vir God se teenwoordigheid. Amen. Here ons God, U is die een wat lewe gee, wat roep, wat stuur. Soos ons op pad is of besig is nou met Pinkster, kom ons vandag met 'n verwagting, met oop hande na U. En ons vra, maak ons harte stil genoeg om U stem te hoor. En maak dit stil sodat ons ontvanklik genoeg kan wees om die Gees te ontvang. Ons wil nie net oor U praat nie. Ons wil met U praat. Ons wil U werklik ontmoet. Ons wil nie net dink aan Pinkster as 'n feesdag nie, maar dit beleef as 'n nuwe begin, 'n nuwe beweging binne in ons eie lewe. So berei ons vandag voor, Here. Maak ons gereed vir wat U met ons wil doen en kom woon in ons deur U woord en versterk ons geloof deur U teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees wat vir ons lewe gee. Amen. Ons lees vandag uit 2 teksgedeeltes. Die eerste ene is Handelinge 1, wat ons donderdag met Hemelvaart gelees het. En ons tema wat ons dan nou vandag gaan aanspreek is hoe die Gees ons uitstuur om getuies te wees. So kom ons lees saam. Nou dit is presies dieselfde teksgedeelte, dalk net 'n stukkie korter as donderdag. Handelinge 1 vers 1 tot 9. Die eerste berig
Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy deur die Heilige Gees opdrag gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het, en aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, en in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoek, of aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit die gesigsveld weggeneem. Nou ons het pas Hemelvaart gevier. Dit was hierdie heilige hemelse oomblik. Jesus wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God. En dan sê hy vir sy disippels, wag daar in Jerusalem. Moet nog nie, wag tot julle die belofte van die Vader ontvang het. En terwyl hulle wag, kom Pinkster. Die Gees word uitgestort, daar's vuur, daar's wind, daar's tale, daar's verwondering. En mense sou sê, dis eintlik nog 'n heilige oomblik. En ons dink by onsself as ons hierdie hoor, maar dis wat die Gees doen. Die Gees kom gee krag, die Gees kom gee teenwoordigheid, diepte. Maar dis nie al wat die Gees kom doen nie. Dis nie die einddoel wat die Gees het nie. As ons gaan mooi lees, nie net ons teksgedeelte vandag nie, maar eintlik die hele Bybel, dan was die Gees nooit bedoel om net hierdie ervaring te wees wat ons binne ons hou nie. Hierdie mense het nie net die vuur en die wind en die tale beleef nie. Die Gees gee altyd ook krag en stuur uit. Dis wat die Gees doen. Ons ontvang nie die Gees net om hierdie Heilige Gees ervarings binne in ons te hê nie, maar om gestuur te wees. En dit is juis wat Jesus dan in vers 8 hier kom sê. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees. 83 sê, en julle sal my getuies wees in die hele Judea, Samaria en tot die einde van die aarde. Die Gees word uitgestort sodat ons nie net mense is met diep geestelike ervarings nie, maar mense is wat kan uitgaan. Die Gees word uitgestort nie net dat ek en jy kan rus in hierdie teenwoordigheid van God nie, maar dat ons kan gaan wandel. Die Gees word nie net uitgestort sodat ek en jy net kan sit en bid nie, maar dat ons ook kan gaan getuig. Dit is die beweging van Pinkster wat ons vier. En ons sien dit in die hele verhaal van die Bybel, in Handelinge, ons sien dit self in ons eie kerkse tradisie. Koenie het donderdag vir ons gesê van, net so vinnige statistiek gegee van hoe die NG Kerk eintlik so gegroei het in Afrika in. Na die 4de eeu was die Christelike kerk die vinnigste groeiende kerk wat al ooit in die wêreld was. En selfs binne in die NG Kerk, die sendings wat ons in Afrika het,
Net vanuit ons eie kerk, ons mense. So dit bring ons dan nou eintlik by 'n belangrike vraag. Hoe lyk getuienis dan vir my en vir jou vandag? Want ons kan nou maklik sê, wat het hier in die Bybel gebeur? Ons kan nou maklik sê, wat het die NG Kerk in die verlede in Afrika alles gaan doen en in die omgewing? Maar hoe lyk dit vir my en jou? Om vandag getuies te wees? Waar ons werk, waar ons leef? Ja, Frederik, beaam dit. Dis 'n belangrike vraag. Baie van ons voel onrustig as ons die woord getuig hoor of gestuur hoor. Ons dink baie keer dit beteken, nou moet jy iemand se teologie gaan verander. Nou moet jy vir hulle met klomp antwoorde gaan oortuig. Maar in vers 8 het Jesus nie nou hier kom sê, jy moet my evangelis gaan wees nie. Of jy moet nou gaan en mense gaan bekeer nie. Dit sê eenvoudig, jy sal my getuie wees. Jy moet gaan getuig. En wat is 'n getuienis? Dit is as jy vertel wat jy gesien en beleef het. Dit is nie dat jy moet uitgaan en vir almal gaan wys wat 'n kennis jy het nie, wat jy alles weet, wie jy ken nie, wat jy kan bewys nie, wat jy as gawe ontvang het nie. Dis nie wat getuies is nie. Dis om te vertel wat jy gesien en self beleef het. God vra nie van jou om mense te red nie. Dis sy werk. Hy vra net van jou om te getuig. En die Bybel gee vir ons eintlik verskeie stories. Maar ek dink hier's 'n storie wat ons vanoggend gaan lees en dis ons tweede teksgedeelte wat ons dalk 'n bietjie meer gerus kan stel oor die woord gestuur en getuig. Veral as dit 'n bietjie ongemaklik binne in jou sit. Maar veral om die vraag te beantwoord, hoe stuur die Gees ons uit? En dit is Handelinge 8. Van 'n eenvoudige man, Filippus, wat net getuig. Nie in 'n kerkgebou nie voor 'n skare mense nie, maar op 'n stofpad en hy vertel net iets van Jesus. So kom ons lees die verhaal van Filippus. Dis Handelinge 8 vers 26 tot 40. Die van julle wat wil saamblaai. 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profete Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profete Jesaja lees. Hy vra toe vir hom, verstaan u wat u lees? Die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon, as niemand dit vir my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie 'n mond oopgemaak nie. In sy vernedering is daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Die amptenaar vra toe vir Filippus, sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water en die amptenaar sê,
hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan, totdat hy in Caesarea aangekom het en oral het hy die evangelie verkondig. Nou hier's 3 dinge wat hierdie verhaal vir ons eintlik kan leer oor wat beteken dit dat die Gees vir my en vir jou stuur. Nou die eerste ding is om op die regte plek te wees en om op te let. Hierdie verhaal begin op 'n onwaarskynlike plek. Dis nie in 'n stad nie, dis nie by 'n sinagoge nie, maar op hierdie stil, stowwerige pad in die middel van nêrens. Verbeel jou eintlik dis hierdie afgeleë pad. En mense sou eintlik wonder hoekom stuur die Gees vir Filippus soontoe, want dis eintlik nie 'n strategiese sendingveld nie. Daar is nie 'n massa mense of 'n publieke platform nie. Daar's nie 'n program of 'n strategie nie. Daar's eintlik net stilte. En tog is dit presies waarheen die Gees vir Filippus stuur. En dit is die geheim wat ek en jy dalk, die eerste ding wat ek en jy dalk moet besef vanoggend. Om deur die Gees gestuur te wees, is om bloot net teenwoordig te wees. Voordat Filippus iets sê, voordat hy iets doen, is hy net daar. Op die plek waar die Gees hom wil hê. Hy is nie besig om sy eie plan te volg nie, hy is net beskikbaar en hy let op. Ons dink soms dat wanneer die Gees ons gaan gebruik, beteken dit dat ons totaal en al ons lewe moet omkeer. Ons moet nou ergens anders wees, ons moet nou 'n ander beroep gaan aanneem, ons moet nou 'n ander plek wees, ons moet meer kennis hê, ons moet meer tyd hê, ons moet meer antwoorde hê. Maar dikwels vra die Gees eintlik net vir ons, is jy teenwoordig waar jy is? Let jy op wat voor jou aan die gebeur is? Ons kan eerlik met onsself wees en sê, ons doen nie altyd nie. Ons kop is nie noodwendig waar ons lyf is nie. Ons is by die werk, maar soms is ons bekommernisse, of ons kop is eerder dan by ons bekommernis. Ons is by ons kinders, maar ons is op ons fone, ons is in 'n gesprek met mense, maar ons wonder al, wat is die volgende ding wat ek kan sê of doen? Ons mis mense, omdat ons nie oplet nie. En ons kan nie getuie wees, as ons nie teenwoordig is in ons eie lewe nie. As ons nie ophou hardloop nie, gaan ons die wa mis waarop die Ethiopiër sit in ons lewe. As ons voel ons is nie op die regte plek nie, wil ek vanoggend sê, jy is dalk op die regte plek. Maar jy moet hoor, dat die Gees in jou lewe vir jou kom sê, gaan nader aan daardie wa. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is om teenwoordig te wees en op te let. En dis die wonder van hierdie verhaal van Filippus. Die Heilige Gees het nie vir Filippus presies gesê, uiteengesit wat gaan gebeur nie. Daar was nie 'n volledige plan nie. Net 'n plek, net 'n pad, en Filippus het gegaan. So julle hoor, die eerste ding, ons moet nie oorweldig word deur hierdie woord gestuur of getuig nie, want dit behels nie 'n toespraak nie. Dit behels net teenwoordigheid. Daar's nie 'n strategie nie. Dis net aandag. Jy moet oplet. Die tweede ding wat hierdie verhaal vir ons kom leer is om te sê, ons moet gereed wees en inisiatief kan neem. Nou, Filippus was nie net op die regte plek nie, hy het ook iets gaan doen.
Die Gees het vir hom gesê, gaan bly by daardie wa. En hy het nie gewag dat die wa na hom toe moet kom nie. Ons het gelees, hy het gehardloop na die wa toe. Hy neem inisiatief en hy doen iets eenvoudig. Hy vra 'n vraag. Hy gee nie 'n preek nie. Hy gee nie 'n debat nie. Hy gee nie 'n lang verduideliking nie. Hy vra net, verstaan jy wat jy lees? En ek dink dis hier waar baie van ons vashak in om 'n getuie te wees. Wat as ek nie die regte antwoord het nie? Wat as mense nie belangstel nie? Wat as ek nie hulle vrae kan beantwoord nie? Maar Filippus, hy het nie oor dit bekommer nie. Hy het net 'n vraag gevra. Verstaan jy wat jy lees? Nou die saad van getuienis, die saad van gestuur wees, is dikwels geplant deur 'n eenvoudige, eerlike oomblik. Dit is nie 'n redevoering nie, dit is nie hierdie perfekte verduideliking van 'n teksgedeelte nie, of van die evangelie nie. Die saad van 'n goeie getuie is 'n eerlike ontmoeting van mens tot mens, wat net sê, ek sien jou, ek hoor jou. Jy weet nie hoe gereed iemand is om iets te hoor nie, maar die Gees weet. En as ons klein geloofstappies neem soos Filippus, gebruik die Gees dit in iets wat ons eintlik nie eers kon voorsien het nie. Filippus het nie gewag dat die Ethiopiër hom moet innooi nie. Hy het nie gewag vir 'n formele oomblik nie. Hy het net gestap en hy het 'n vraag gevra en hy het begin getuig. En daardeur het hy ruimte gegee vir die Gees om die werk te doen. Ek en jy moenie dink ons moet alles weet voordat ons iets mag sê nie. Die Here vra van ons om te getuig en 'n getuienis is om vanuit jou eie ervaring te praat. En dit begin by 'n eerlike ontmoeting, mens tot mens, wat sê ek sien jou, ek hoor jou. Die derde ding wat die teks ons lees of leer is dat ons moet weet wat ons kan doen en wat ons vir die Here moet los. Of anders gestel, weet wat jy kan doen en die Here sal die res doen. Weereens, Filippus het nie hierdie man probeer oortuig nie. Nie in 'n debat met hom gegaan of geargumenteer oor die teksgedeelte nie. Hy het net die goeie nuus van Jesus met hom gedeel. En dan gebeur iets wat Filippus self nie eers kon insien nie. Hierdie Ethiopiër wil gedoop word. Filippus het net getuig en God het die res gedoen. En ek dink dit is die belangrikste les vir ons wat voel, maar wat as ek iets verkeerd sê? Ek weet nie of ek hierdie kan doen nie. Jy hoef nie die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie mense te red nie. Jy hoef nie mense te oortuig nie. Dis die Heilige Gees se werk. Jy moet net getuig. Dis genoeg. Jy moet net gehoorsaam wees. Ons moenie die sukses van 'n getuienis meet aan hoeveel mense reageer nie. Ons moet dit meet aan ons gehoorsaamheid. Was ek gehoorsaam toe die Gees met my in daardie oomblik gepraat het? Ons roeping in hierdie teks vir Jesus vir die disippels sê, julle sal my getuies wees. Daardie roeping is nie net om resultate te gee nie. Dis om te getuig en te vertrou. En wanneer ons dit verstaan, dan raak getuienis nie meer vir ons 'n las nie. Dan raak dit vir ons 'n uitnodiging. Dan word dit nie meer vir ons net 'n boksie wat ek moet tik, okay, ek's nou 'n gelowige en van oor ek 'n gelowige is, verwag die Here van my dat ek nou hierdie moet doen nie. Maar dit word iets
wat deel is van ons identiteit. So dis die 3 eenvoudige dinge wat hierdie teks ons lees, en ons verskeie voorbeelde in die Bybel. Wees teenwoordig waar jy is. Jy hoef nie jou hele lewe omver te gooi om nou in Afrika te gaan getuig nie. Wees teenwoordig in jou alledaagse lewe. Jy hoef nie mense te oortuig met fancy teologie en woorde nie. Dis net daai menslike ontmoeting, 1 tot 1. Ek hoor jou, ek sien jou. En weet wat jy kan doen. Dit gaan nie oor resultate nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit klink eenvoudig. Maar niemand van ons sal getuig of luister of vra as daar nie iets binne in ons eie hart aan die gang is nie. Jy gaan nie wys na Jesus toe as jy nie self opgewonde is oor Jesus nie. Jy gaan nie vir almal gaan wys hoe om vir Jesus te sien as jy nie self die Here in jou lewe sien nie. En dis waarom ons nie sommer uit ons eie uit kan getuig nie. Tensy die Here iets in jou hart kom verander. En ons het donderdag gehoor, die Here kom verander ons harte van klip in harte van vlees. En dis wat God doen, hy gee nie net opdragte nie. Hy kom verander ook jou hart. Augustinus het gesê, die belangrikste ding wat ons in die lewe kan doen is om vir God lief te hê. En as dit nie vir jou vreugde bring nie, as jy dit nie geniet om vir God lief te hê nie, dan gaan niks binne in jou verander nie. As jy God dien omdat jy God moet dien, as jy getuig oor dat jy moet getuig, dan is alles net vir jou 'n las. Maar Augustinus glo dat ek en jy moet bid en vra dat die Here ons harte sal vul, dat sy liefde in ons harte sal oorspoel. Nie net hierdie idee van wat dit beteken om lief te wees vir God nie, maar hierdie dringendheid, die vuur van sy liefde. Ons moet bid dat die Here nie net vir ons sal help om te getuig nie, maar dat dit vir ons 'n passie sal raak. Want wanneer ons harte gevul word met die liefde van God, dan verander alles. Dan getuig ons nie net omdat ons dit vir ons 'n taak is nie, maar oor dit oorloop in ons. Dan sien ons mense raak, ons hoor hulle vra, en dan is dit vir ons makliker om te wys na Jesus. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons nie anders as om dit te doen nie. So, ek wil jou uitnooi na die res van hierdie Pinkster. Pinkster is nie net die herdenking van iets wat in die verlede gebeur het nie. Dit is 'n herinnering dat die Gees nou, vandag, binne in my en jou werk. En ons gaan elke aand in hierdie reeks probeer stil staan by iets wat die Gees vandag nog in ons lewe kom doen. Ons gaan kyk hoe die Gees ons harte nuut maak, tot bekering bring, ons help om na hom toe te draai. Ons gaan kyk hoe die Gees gemeentes verander, en hulle maak dat hulle gemeentes is wat mense innooi. En ja, ons gaan kyk hoe God ook binne in ons gemak ons kom ontwrig. En dan donderdag gaan ons die belangrikste vraag vra. Hoe wil die Here nou vir ons gebruik, ons gemeente? En Sondag eindig ons om te sê, as dit na hierdie hele week jy nog steeds nie oortuig is nie, dalk vir jouself sê, maar ek dink nie ek is goed genoeg nie. Hoe die Gees jouself in jou swakheid jou kom bystaan. So ek nooi jou uit, nie net om dit by te woon nie, maar regtig om oop te wees vir wat die Gees binne in ons wil kom doen, binne in jou wil kom doen. Hierdie Pinkster is vir ons 'n uitnodiging, nie net om te luister nie, maar ook om iets binne in ons lewe te kom verander. Nie net om te sê, ek glo nie, maar om te sê, die Here stuur my ook.
So mag ek en jy saam beweeg met die Gees hierdie Pinkster. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons eerste teksgedeelte het vir ons vanoggend kom sê dat ons die Gees sal ontvang en dat die Gees ons uitstuur. Ons hoor hierdie opdrag, Here. En ons moet bieg, daar's mense wat dit werklik reg kry in die lewe, maar daar's van ons wat soms sukkel daarmee, soms oorweldig raak met hierdie opdrag van gestuurd wees. Maar Here, my gebed is dat U vanoggend in ons harte kom werk, iets kom losmaak om te besef daai 3 eenvoudige dinge wat Handelinge 8, die verhaal van Filippus ons kom leer. Ons hoef nie op platforms te staan nie, ons hoef nie voor massa mense te staan nie. Ons moet net teenwoordig wees in ons eie lewe om te hoor waartoe U ons stuur. So my gebed is, Here, stuur ons, kom, maak ons oë oop, wys vir ons in ons daaglikse lewe ons van U kan getuig. Stuur vir ons daardie mens tot mens eerlike oomblikke waar ons net kan sê, ek sien jou en ek hoor jou, hoor dat Jesus lief is vir jou. Maar my gebed is ook dat U die vrese binne in ons sal weghaal. Dat hierdie nie vir ons 'n las sal word nie, dat U liefde ons sal vul en dat daardie liefde ons dryfveer sal wees. Ons kompas sal wees om mense se vrae te hoor, om die Gees te hoor. Gaan ook met hierdie Pinksterreeks, Here, waar ons werklik dieper sal delf om te sê, hoe gaan ek uit? Hoe getuig ek van die lig? En dankie dat ons die geleentheid het om saam hieroor te kan reis. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.